Goeiemôre, dit is Saterdagmôre en dit is Shabbat en dit is 'n voorreg om vandag met jou te kan gesels en ek groet jou in die wonderbare naam van ons meester Yeshua. En ek wil vandag vir jou sê Shabbat Shalom. Halleluja, Shabbat Shalom. Mag die vrede van Yahweh met jou wees. Mag sy liefde en sy teenwoordigheid jou oorskadu. En mag jy hom ken vandag en dat jy vandag sal inbeweeg in sy teenwoordigheid en die grootheid van sy almag sal ervaar. Ek wil oorgaan na die woord toe, want dit is 'n belangrike boodskap wat ek vandag vir jou wil bring. Want daar's 'n bekommernis in my hart, regtig, daar's 'n bekommernis in my hart oor dit wat ek beleef en dit wat ek sien onder gelowiges. Ek sien onder gelowiges is daar soveel mense dat die oomblik wanneer die druk kom, die oomblik wanneer daar so bietjie omstandighede is, dan val mense uit die bus uit. En dit is vir my hartseer om te sien dat daar vandag onder gelowiges is mense wat 'n gedaante het van godsaligheid. Mense wat 'n gedaante het van godsaligheid. Dit is hartseer om te aanskou dat daar is 'n afval in die laaste dae en dis as gevolg van die feit dat die mens Vader nie dien in gees en in waarheid nie. Ons word gewaarsku daarteen in die woord en daarom moet ons vandag hierdie gaan ondersoek en ons moet gaan verstaan wat Vader Yahweh van ons verwag. So ek wil jou vat na die Bybel toe, na die woord toe, maak jou Bybel oop by die woord in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1 tot 5 en ek gaan 'n paar gedeeltes daar lees en ek wil hê dat jy saam met my moet lees. Want hierdie is 'n belangrike aspek wat in ons lewe moet posvat. Die feit dat ons lewe in die laaste dae, nommer 1, en tweedens dat daar is 'n afval wat onder die gelowiges plaasvind en ek en jy kan nie deel wees daarvan. Dit maak my hartseer om te sien dat soveel mense, hulle kom op 'n Shabbat bymekaar en mense is in die geloof en hulle onderhou die Shabbat en hulle dien Vader, maar hulle dien hom nie in gees en in waarheid nie. En die oomblik wanneer die druk kom, dan val iemand uit die bus. Oomblik wanneer daar moeilike omstandighede kom, dan hardloop mense na verskillende oorde toe, na drank, na dwelms, na 1000 goed in steede daarvan om te hardloop na die teenwoordigheid van Yahweh. Nou kom ek lees vir jou in die boek van 2 Timoteus hoofstuk 3 vanaf vers 1. Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Let nou op wat sê hy hier in vers 2. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Keer jou ook van hierdie mense af. So, hierdie is nogal amazing wat die woord sê. En hy praat hier nie van sondaars nie. Luister baie mooi. Hy praat nie hier van mense wat in die wêreld is, mense wat Yahweh nie dien nie. Hy praat nie van hulle nie, want hy kom by vers 5 en hy sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Met ander woorde, dit is gelowiges wat in die kerk sit. Dit is mense wat konsyns Vader dien. Dit is mense wat by byeenkomste is en hulle is by kampe en is mense wat by dienste is en hulle hardloop agter profete aan en is al hierdie mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Hier kom 'n belangrike ding, maar hulle die krag daarvan verloor. So, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, is 'n groot probleem in terme van die algehele samekoms van Vader se mense. Mense wat 'n gedaante het van godsaligheid. Met ander woorde, aan die buitekant lyk alles oukei, maar aan die binnekant is dit nie oukei nie. Dis 'n probleem. Daar is vandag deur hierdie aspek mense wat 'n gedaante het van godsaligheid. Nou luister hier. Die woord sê dat hierdie is mense wat liefhebbers van hulle self is. Hulle is mense wat geldgierig is, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam en so gaan dit aan. Hierdie is almal mense
wat in die gemeente funksioneer, in 'n gemeente opset, en wat onder die dekmantel van geloof funksioneer, maar hulle die krag daarvan verloon. Dit maak 'n mens hartseer. Om te dink dat oor die algemeen, wanneer die woord praat, en die woord praat oor die laaste dae, dan moet jy agterkom, maar hy praat nie nou van sondaars nie, hy praat nie nou van ongelowiges nie, hy praat hier van mense wat sogenaamd in die gemeentes is. So daar is vandag 'n gees wat funksioneer onder mense. Kan ek vir jou sê wat 'n gees is dit? Daar's 'n gees van verwoesting. Daar's 'n gees van verwoesting. As ek al hierdie eienskappe lees, dan sien ek, dis verwoesting. Daar is 'n gees van verwoesting wat onder mense heers. En hoekom heers dit? Want die mens gee toegang vir die vyand om te werk in hulle lewe. Hulle gee die toegang. So Johannes hoofstuk 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. So hoe kom die dief in om te steel, te slag en te verwoes? Kan ek vir jou sê hoe kom hy in? Wanneer ons geestelike sekuriteitstelsel buite werking is. Wat is ons geestelike sekuriteitstelsel? Dit is nou natuurlik die wapenrusting van Elohim. En hoe aktiveer ek my wapenrusting? Deur gebed. Deur gebed. So wanneer my wapenrusting buite werking is, dan kom die vyand in, en die vyand kom in om te slag, steel en te verwoes. En dis hoekom sê die woord in 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees nugter en waaksaam. Want julle teestaan die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, lyk op soos 'n brullende leeu. Met ander woorde, hy is nie 'n brullende leeu nie, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Maar weet jy wat doen ons as mens? Ons skrik vir hom, ons is bang vir hom, want ons geestelike sekuriteitstelsel is buite werking. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So mense, dit is die fondasie in terme van die feit dat daar is mense wat 'n gedaante het van godsaligheid. Daar is mense wat 'n gedaante het van godsaligheid. En weet jy wat sê die woord? Die woord sê, keer jou ook van hierdie mense af. Sjoe. In ander woorde, as die woord sê, ek moet 'n afkeer hê van hierdie mense, dan gaan baie van ons nie meer saam met iemand anders te kan braai nie, ons gaan nie meer saam met mense kan eet nie, want dit sluit baie mense in. Hierdie sluit baie mense in, want onthou, hierdie praat van gelowiges. Praat nie net van sondaars nie. Praat nie net van sondaars nie. So, daar is nou natuurlik kenmerke by iemand wat 'n gedaante het van godsaligheid. En hierdie kenmerke wil ek gou met jou deel. Hierdie kenmerke wil ek met jou deel. Nou luister gou wat sê die woord. Alright, so hierdie kenmerke van 'n gedaante van godsaligheid is baie maklik sigbaar by mense. So, nommer 1, die eerste kenmerk van 'n gedaante van godsaligheid is 'n uiterlike verhouding. In ander woorde, jy praat al die regte dinge, maar aan die binnekant is daar geen verhouding nie. Yeshua adresseer hierdie in Matteus hoofstuk 23 vers 25 tot 28. Hy adresseer hier. En hy praat met die fariseërs en die skrifgeleerdes en hy sê die volgende. Hy sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes. Want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Blinde fariseërs maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar binne is julle vol geveinsheid en ongeregtigheid. So, net so terloops, met wie het Yeshua gepraat hier? Het hy gepraat met sondaars? Met wie het hy gepraat? Hy het gepraat met gelowiges. Inteendeel, hy het gepraat met die leiers van die geloofsaspekte in daardie tyd. Gepraat met die leiers. Daardie leiers was die skrifgeleerdes en die fariseërs. En weet jy wat noem hy hulle? Hy noem hulle geveinsdes. Hy noem hulle, in 'n ander gedeelte praat hy van hulle, hy sê julle is 'n klomp addergeslag julle.
Dit is 'n ander geslag. Hy sê julle is soos gewitte grafte. Want jy sien aan die buitekant lyk alles oukei. Met ander woorde, hulle dra die kleed en hulle die tsitsies is daar en alles is aan die uiterlike, is alles reg. Maar aan die binnekant is daar geen verhouding met die skepper van hemel en aarde nie. Geen. En dis wat Yeshua adresseer, en hy praat met die fariseërs en die sadduseërs, en baie keer kan ons die regte klanke maak, ons maak die regte klank, ons praat dieselfde taal, ons praat alles wat reg is, ek kan die skrif quoteer, want jy sien, dis alles hierbo, maar aan die binnekant is daar geen verhouding met die skepper van hemel en aarde nie. Ek al baie keer het ek gesien, dan kom mense in, en dan is hulle in die gemeente, en dan uiterlik het hulle 'n sekere manier hoe hulle lyk. En dan kan ek hulle onmiddellik identifiseer, dan sê ek, okay, alright, hier's hierdie persoon. En dan wanneer ons besig is om Vader te vereer en te verheerlik, staan daar met die hande gevou. Dan kom ek agter, okay, maar hier's geen verhouding nie. Wanneer ons oorgaan in gebed, dan bid daai persoon glad nie. Maar laat jy nou net iets sê, dan quoteer hulle die skrif en hulle is daar om jou reg te help, hulle is daar om jou aan te vat. Maar waar dit kom by aanbidding, waar dit kom om Vader te dien in gees en in waarheid, skiet hulle kort. Ek sien dit baie. En ongelukkig is daar vandag van die woord, waarsku my, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Weet jy hoekom? Want die godsdienstige mense wat 'n gedaante het van godsaligheid, hulle die krag daarvan verloor. Daai mense gaan ons aanvat. Daai mense, net soos wat hulle vir Yeshua aangevat het en die disippels aangevat het, so is daar vandag ook skrifgeleerdes, fariseërs, gewynsdes wat natuurlik in opstand kom teen die woord van God. So met ander woorde, dit gaan nie oor hoe jy buitekant lyk nie. Dit gaan nie oor of jy die regte klanke maak, en of jy kan saampraat, en of jy die skrifte kan quoteer. Dit maak nie saak of jy lyk soos 'n heilige, maar aan die binnekant is daar 'n probleem nie. Dan baat dit jou niks. Want hier sê Yeshua, maak eers die skottel van binnekant af skoon. Maak eers die beker van binnekant af skoon, sodat dit aan die buitekant kan skoonkom. Matteus 15 vers 8, kom Yeshua en hy sê, hierdie volk nader my met hulle mond en hulle eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Ja, daarom 'n harde stelling. Want jy sien, so maklik praat ons die regte taal, en ons sê die regte woorde, en alles klink, vooraf klink dit so mooi, en dit klink great, en alles klink okay, maar jy sien, die hart is nie daar nie. Die hart is nie daar nie. Nou die tweede aspek van hoe die kenmerk van 'n gedaante van godsaligheid is, hierdie persoon is selfgesentreerd. Iemand wat 'n gedaante het van godsaligheid is iemand wat selfgesentreerd is. Met ander woorde, dit gaan alles oor my. Gaan alles oor my. Dis 'n gedaante van godsaligheid, en die oomblik wanneer iemand nou iets verkeerd sê, dan spring jy op jou perdjie, en dis selfgesentreerd. Dit gaan alles oor my. Kan ek gou vir jou sê, en ek het dit al baie gesê, en ek sê dit weer, dit gaan nie oor jou nie. Gaan nie oor jou nie. As ek die woord vat en ek lees hier van Genesis tot by Openbaring, dan kom ek agter, dit gaan alles oor die skepper van hemel en aarde. Dit gaan alles oor Yeshua. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. Dit gaan oor die skepper van hemel en aarde, Jahwe ons Elohim, Yeshua ons verlosser en saligmaker. En inteendeel sê die woord, hier in Lukas 9 vers 23, hy sê vir almal, dis Yeshua wat praat, hy sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy filterpaal opneem, en my volg. So, hier sê Yeshua, sê ouens, dit gaan nie oor jou nie, hoor. Gaan nie oor jou nie, hoekom is jy so selfgesentreerd? Hoekom is jy so besig om te worry oor jouself? Want die woord sê, ek moet myself verloon, die filterpaal elke dag opneem, en hom volg. Hier sê Johannes 10 vers 27, en hier is 'n pragtige skrif, hy sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Hulle volg my. So, weer eens, dit gaan nie oor my nie. Gaan nie oor my nie.
Ek kan nie my gewig rondgooi nie. Nee. Dit gaan alles oor die skepper van hemel en aarde. Dit gaan nie oor my nie. En net so terloops, is presies dieselfde in die huwelik. Die huwelik gaan nie oor jou nie. Die huwelik gaan oor jou huweliksmaat. Gaan nie oor jou nie. Want die woord leer my in Efesiërs 5 vers 22, en hy praat hier spesifiek met die vroue, en hy sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan Jahwe. So, dit gaan nie oor my nie. Gaan nie oor my nie. So vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan Jahwe. Wanneer jou geestelike verhouding nie reg is nie, moenie verwag dat jou aardse verhouding moet reg wees. Kan ek dit weer vir jou gee? Wanneer jou geestelike verhouding nie reg is nie, moenie verwag dat jou aardse verhouding dan ook gaan reg wees. So, daar's een ding wat ek geleer het oor die jare, en dit is hierdie. Wanneer ek iets van my vrou af wil hê, moet ek vir haar gee wat ek wil hê. Dis hoe dit werk. Dit wat ek van my vrou af ontvang, is dit wat ek vir haar moet gee. Dit wat my vrou van my af wil ontvang, is dit wat sy vir my moet gee. Dis hoe dit werk. Want hier sê die woord in Efesiërs 5 vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Messia ook aan die gemeente lief gehad het, en homself daaroor gegee het. So met ander woorde, net soos wat Yeshua homself oorgegee het vir die gemeente, so moet ek en jy ook onsself oorgee aan ons eggenoot, aan ons huweliksmaat. Want die woord sê, vroue, wees aan hulle eie mans onderdanig, soos aan Jahwe. En nou sê hy vir die mans, manne, julle moet julle vroue lief hê. So dit wat ek van my vrou af wil ontvang, moet ek gee. Dit wat ek vir haar gee, gaan ek terug ontvang. Selfde met haar. Dit wat sy vir my gee, gaan sy terug ontvang. Dis hoe dit werk. So ek kan nie selfgesentreerd wees nie, want die huwelik gaan nie oor my nie. My verhouding met die skepper van hemel en aarde gaan nie oor my nie. Wanneer ek die Bybel vat en ek lees van Genesis tot by Openbaring, dan kom ek agter, gaan nie oor my nie. Maar dit gaan oor Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Maar iemand wat 'n gedagte van godsaligheid het, is so selfgesentreerd. Dan natuurlik die volgende eienskap van iemand wat 'n gedagte van godsaligheid het, is iemand wat verdeeldheid saai. In ander woorde, saai divisie. Saai divisie in familie, saai divisie onder kollegas, saai divisie in die gemeente, saai divisie oralste waar jy kom, jy saai verdeeldheid en divisie. Want jy sien, dis 'n gedagte van godsaligheid. En die woord is baie duidelik in 1 Korintiërs 1 vers 10, en hier skryf Paulus, en hy praat spesifiek met die gemeente, en as jy deel is van hierdie bediening, dan is jy deel van die gemeente, die liggaam van Yeshua. Jy is deel van die liggaam, en die liggaam in geheel, en het is jammer om dit te sê, maar daar is soveel verdeeldheid onder die liggaam van Yeshua. Weet jy hoekom? Want daar's mense wat 'n gedagte het van godsaligheid. So 1 Korintiërs 1 vers 10 sê, maar ek vermaan julle, hier is 'n vermaaning en is 'n opdrag in Vader se woord, maar ek vermaan julle broeders, in die naam van ons meester Yeshua die Messias, om almal eensstemmig te wees. Wie moet eensstemmig wees? Almal in die gemeente moet eensstemmig wees, en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Dis belangrik wat Paulus hier skryf. Hy praat met die gemeente, want hy kom agter die gemeente staan nie in eenheid nie. Hy kom agter hier is mense wat 'n gedagte het van godsaligheid. Hy kom agter hier is mense wat 'n eienskap het van daai gedagte van godsaligheid, en daarom praat hy en hy skryf hierdie, en hy bring 'n vermaaning in die gemeente van Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Hy sê, ouens, daar kan nie skeringe onder julle wees nie, dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Wat beteken dit? Wat beteken gesindheid en mening? Nou, gesindheid beteken jou emosionele toestand, jou optrede.
So jou emosionele toestand en jou optrede moet eensgesind wees. Dit moet dieselfde wees. So ek kan nie in my emosionele toestand onvolwasse wees nie. So die gemeente moet saam groei en in volwassenheid kom, want ek moet dieselfde gesindheid hê as die res van die gemeente. So ek kan nie deur my emosies beheer word nie, ek moet deur die gees van God beheer word. Ek moet my emosies onderdruk, ek moet in dieselfde emosionele toestand wees as wat die gemeente is, met ander woorde volwassenheid, en my optrede moet korrek wees. In dieselfde gesindheid, my optrede moet reg wees teenoor ander. Dis belangrik. Dan sê hy in dieselfde mening. Nou dieselfde mening het te maak met die woord. Dit het te maak met lerings, dit het te maak met die bediening. So ons is almal in dieselfde mening. So as jy ingeskakel is by hierdie uitsending, dan weet ek jy's in dieselfde mening in terme van die woord. En nou is dit belangrik om in dieselfde gesindheid te wees. In ander woorde, my emosionele toestand en my optrede moet in lyn wees met Vader se woord, en ek kan nie onvolwasse optree nie. Want as ek onvolwasse optree, dan saai ek verdeeldheid. Dan is ek besig om verdeeldheid te saai. In die oomblik wanneer 'n mens verdeeldheid saai, dan bring jy skade in die koninkryk van God. En ongelukkig, as jy kyk reg oor Suid-Afrika, is daar soveel skade wat gerig word in die koninkryk van God, vanweë mense wat 'n gedaante het van godsaligheid. En dan word mense aangeval, mense word sleg gesê, en dan doen hy dit onder die dekmantel van geloof, want jy sien, dis iemand wat 'n gedaante het van godsaligheid, maar uit die krag daarvan verloon. Nou sê die woord, keer jy ook van hierdie mense af. In ander woorde, moenie met hulle praat nie. Moenie met hulle praat nie, moenie met hulle omgaan nie, moenie saam met hulle sit aan tafel nie, jy eet nie eens saam met hulle nie, jy het niks met hulle te maak nie. Dis vir die woord sê. Hoe hartseer is dit nie om jou af te keer van medegelowiges, waar die woord eintlik sê, ouens, ons moet in eenheid staan. Die woord sê dit, hy sê daar moet een gesindheid wees, en een mening. Sjoe. Weet jy, nou is dit die vierde eienskap van iemand wat nou natuurlike gedaante het van godsaligheid, is mense wat skinder en kwaad praat. Kan ek vir jou sê wat dit is? Hierdie is 'n gees van verwoesting en divisie. Skinder en kwaad praat. Dis 'n gees van verwoesting en divisie. Spreuke 11 vers 13 sê, die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar. Maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak. So Vader wil nie hê dat ons moet besig wees met kwaadpratery en skinder nie, want die woord is baie uitdruklik. Hy sê, die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees. Dan wil ek jou vra, is jy betroubaar van gees? Is jy betroubaar eerstens vir die koninkryk van God, tweedens dat mense jou kan vertrou en dat jy nie verdeeldheid sal saai in die koninkryk van God nie. 1 Timoteus 5 vers 13 sê, en tergelykertyd leer hulle ook om ledig by die huise rond te gaan, en nie alleen is hulle ledig nie, maar ook praat siek en bemoei siek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie. So hier sê die woord dat daar is mense wat dinge praat wat nie behoorlik is nie. Met ander woorde, dis kwaadpratery en skinder en stories wat rondgedra word as gevolg van mense wat nie hulle gees kan beheer nie, wat hulle mond laat gaan en baie keer praat hulle dinge wat nie behoorlik is nie. Ek sê die woord dit, wat nie behoorlik is nie. Met ander woorde, daar is verdeeldheid. Daar's nie dieselfde gesindheid en dieselfde mening nie. 2 Korintiërs 12 vers 20, want ek vrees dat ek by julle by my koms nie miskien sal vind soos ek wens nie, en dat ek deur julle gevind sal word soos julle nie wens nie. Dat daar miskien sal wees twis, jaloesheid, toornigheid, verdeeldheid, kwaadsprekery, nuusdraery, verwaandheid en wanordelikheid. Hier praat Paulus by die gemeente. Hy sê, ouens, ek is bevrees dat wanneer ek onder julle kom, gaan ek hierdie dinge vind.
Ek is bevrees dat hierdie goed gaan plaasvind, want ek hoor die dinge, ek hoor wat in die gemeente aangaan, ek sien die verdeeldheid wat besig is om plaas te vind. So Paulus het hierdie geveg gehad met die gemeente, en ons het vandag ook hierdie geveg met die algehele gemeente en met die liggaam van Yeshua. Spreuke 20 vers 19. Wie met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar. Laat jou dus nie in met een wat sy lippe laat oopstaan nie. Wat sê hierdie woord? Hy sê, laat jou dus nie in met een wat sy lippe laat oopstaan nie. So, net soos wat die woord sê, in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 5, hy sê, keer jou ook van hierdie mense af. Hier sê die woord, hy sê, wie met kwaadsprekery omgaan, laat jou dus nie met een wat sy lippe laat oopstaan nie. Laat jou dus nie in met so 'n persoon nie. In ander woorde, verwyder daai persoon uit jou lewe uit. Want jy sien, soveel keer kom skinder en kwaadpratery, kom in mense se lewens in, en dit gebeur nie net in die gemeente nie, dit gebeur onder families ook. Dit gebeur onder kollegas, dit gebeur in maatskappye, dit gebeur onder soveel aspekte, maar die woord is baie uitdruklik dat ons as gelowiges kan nie so funksioneer nie. Kan nie so funksioneer nie. En dan die laaste eienskap van iemand wat 'n gedagte van godsaligheid het, is, hy speel altyd die victim. Speel altyd die victim, die slagoffer. Want die oomblik wanneer daar sekere goed geexpose word, en dis een ding, dat iemand wat 'n gedagte van godsaligheid het, jy kan voorgee tot op 'n punt. Jy kan net voorgee tot op 'n punt, jy kan al die regte klanke maak, en jy kan Vader vereer met jou lippe, en jou hart is ver van hom af verwyder, en alles lyk oukei van buite af, jy kan dit doen net tot op 'n punt, en dan word jy geexpose. Dis ongelukkig hoe dit is. Daar kom 'n tyd waar jy geopenbaar gemaak word van weet dit wat in jou lewe is, dit wat in jou hart is. Daar kom 'n tyd. So in die oomblik wanneer dit gebeur, dan speel daai persoon die slagoffer, die victim. En so 'n persoon is totaal blind vir sy eie foute en blameer ander in plaas van om die harde realiteit raak te sien. En die harde realiteit is, hier lê die probleem. Probleem lê hier binne in ons. Want ons het nie 'n hart-tot-hart verhouding met die skepper van hemel en aarde nie. Ons het nie 'n hart-tot-hart verhouding nie. Ons eer hom met ons lippe, maar ons hart is ver verwyder van hom. En daarom sê die woord, Matteus 7 vers 3 tot 5, en waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy merk dit nie op nie. Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Hier sê hy weer, gefeinst is, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Hier is die probleem, mense speel die victim. Hulle speel die slagoffer. En hulle wil altyd ander blameer, in steede daarvan om die harde realiteit in die gesig te staar, om te sê, weet jy wat, ek is jammer, ek het gefouteer. Dan word ander mense geblameer, en dan word daar geskinder en kwaad gepraat oor ander mense, in steede daarvan om die probleem te identifiseer, om te sê, weet jy wat, ek is die probleem, ek is jammer, vergewe my. Want jy sien, dis die gesindheid wat Vader van ons verwag. Dis die gesindheid en dis die mening wat Vader van ons verwag. Kom ek lees gou vir jou iets. In die boek van Judas, en hy praat spesifiek oor iemand wat nou natuurlik die victimkaart speel. Iemand wat die victimkaart speel. Wanneer jy optree as 'n slagoffer, dan doen jy die volgende, luister gou, wat sê die woord? Hy sê, wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel, en om loon hulle self in die verleiding van Biliam gestort, en die verset van Korag omgekom. Alright, so wat vind hier plaas? Nommer 1, hy praat van Kain. Nou Kain het nou natuurlik vir Abel doodgemaak, en soveel keer maak ander mense dood met hulle mond, met hulle tong. Waarom sê die woord, dood en lewe is in die mag van die tong. En ons spreek dood, en ons is besig om mense uit te haal met ons mond. Ons pleeg moord met ons eie mond.
en dan bewandel en loon hulle self in die verleiding van Bileam gestort. Wat is die verleiding van Bileam? Die verleiding van Bileam is, ek soek die aansien van ander, ek hou van die geld, en ek hou van die profit, wat ek ontvang van ander dinge, in steede daarvan om te hou by die woord van Skepper lewende God. En dan die verset van Korag omgekom. Wat is die verset van Korag? Korag het nou natuurlik opgetree in rebellie, in opstand en rebellie. Dis nou natuurlik 'n gees van Jezebel, en dis 'n gees wat funksioneer in vandag se gemeentes ook, 'n gees van Jezebel. Want die oomblik wanneer daar 'n autoriteit en gesag is, dan staan Korag op, daar is oppositie, daar's rebellie, en daar is 'n gees wat funksioneer, en is die gees van Jezebel, wat wil kom teen die leierskap, teen die autoriteit, die geestelike standvastigheid van die gemeente, en van die liggaam van Yeshua. So wat gebeur? Vers 12, hulle is skandvlekke in julle liefdesmaaltye, in julle liefdemaaltye. Nou wat beteken dit? Met ander woorde, dis mense wat inkom en saam die verbondsmaal gebruik. Met ander woorde, gebruik die liggaam en die bloed van Yeshua, want dis 'n liefdesmaaltyd. Dis 'n liefdesmaaltyd, want wanneer ons as 'n gemeente bymekaar kom en ons gebruik die verbondsmaal, gaan dit oor die liefde en die verbond van Yeshua in ons lewe. Dis die liefdemaaltyd. Wat sonder vrees saam fees hou, met ander woorde, mense wat saamkom om die fees van Yahweh te hou en te onderhou, en hulle self voer waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome na die nasomer, in die nasomer, wat sonder vrugte is, 2 maal gestorwe ontwortel. Woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. En hier nog die 7de man van Adam het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, Yahweh het gekom met sy heilige 10.000-talle om gerig te hou oor almal en die goddelose mense onder hulle te straf, oor die goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hulle gespreek het. Vers 16, hulle is murmureerders, wat oor hulle lok kla en volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei terwille van voordeel. In ander woorde, die oomblik wanneer jy nou geopenbaar word, met hierdie gesindheid, die oomblik wanneer jy geopenbaar word, en jy speel die victim, dan begin jy murmureer, dan begin jy kla, dan begin jy skinder, dan begin jy kwaad praat, en dan is jy besig om ander te blameer, in steede daarvan om jouself so 'n bietjie tereg te stel in terme van die woord. Dis die probleem. Dan murmureer hulle. En dit is hartseer hoe mense vandag funksioneer. Dis hartseer. Dis hartseer hoe gelowige mense vandag funksioneer. En my hart is seer in terme daarvan, wat ek sien, die oomblik wanneer die druk kom, die oomblik wanneer daar buitefaktore begin manifesteer in mense se lewens, dan val mense uit die bus uit. Dan kom ek agter, maar mense het 'n gedaante van godsaligheid. Het 'n gedaante van godsaligheid, want waar is die standvastigheid? Hoekom hardloop mense en hulle sit in die gemeente of hulle kom by samekomste en hulle hou die feeste en hulle doen alles wat reg is, die oomblik wanneer die druk kom, dan val hulle uit die bus uit. Want daar's 'n gedaante van godsaligheid, maar hulle die krag daarvan verloon. Eers mense, dit maak my hart seer. Want die oomblik wanneer die druk kom, is ons veronderstel om skoon gemaak te word van weer die teenwoordigheid van die lewende God. Die oomblik wanneer die druk kom, is ons eintlik veronderstel om te groei. Dan is ons veronderstel om te hardloop na Vader se teenwoordigheid. Ek wil jou die laaste skrif gee, die laaste vermaning uit Vader se woord. En dis Romeine 16 vers 17 tot 18. En ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle. Sjoe, dis die derde keer. Die derde keer. Vader sê, keer jou af van mense, die gedaante van godsaligheid het. Hy sê, keer jou af, moenie meng met mense wat
wat nie hulle mond kan hou nie, wat kwaad praat en skinder, hou jy weg van daai mense. Nou sê hy, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak. Met ander woorde, mense wat divisie saai, bly weg van hulle af. Bly weg van hulle af, vermy hulle, want sulke mense dien nie ons meester Yeshua nie. Hier sê die woord dit. Wanneer hierdie gesindheid en hierdie eienskappe wat ek vandag gedeel het, as hierdie eienskappe by mense is, sê die woord, hulle dien nie ons meester Yeshua nie. Dis nie ek wat so sê nie, die woord sê so. Dis hartseer mense. Daarom is dit vandag belangrik dat ons weer sal introspeksie doen, om te kyk, hoe lyk ons lewe? Sê, want sulke mense dien nie ons meester Yeshua nie, maar hulle eie buik, en hulle verlei deur hulle vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges. Want baie keer lyk alles so mooi aan die buitekant. En is vriendelike woorde, en is mooi, en is pragtig, en is great. Maar in die binnekant, soos wat Yeshua sê, is vol doodsbene. So kom vandag, na die bediening van hierdie boodskap, en kom ons doen so 'n bietjie introspeksie vandag, om seker te maak, ons hart en ons lewe is op die regte plek. Wil jy dit nie doen vandag nie? Ek wil dit verseker doen, en ek wil vandag net voor Vader staan om te sê, Vader, hoe lyk my hart vandag? Hoe lyk my lewe vandag? Vader, ek wil nie soos die Fariseërs en die Sadduseërs lyk, waar ek aan die buitekant so mooi lyk, maar aan die binnekant het ek nie 'n verhouding met U nie. En ek wil bid vandag. Ek wil bid vir jou, en ek wil bid dat Abba Vader jou sal aanraak vandag, net daar waar jy is. En dat jy sy krag en sy liefde sal ervaar, dat jy nooit sal sê, maar ek het 'n gedagte van godsaligheid, maar ek het die krag daarvan verloor nie. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Ek eer U en ek loof U en ek prys U dat hierdie woord vandag uitgaan oor hierdie kanale. Dankie vir mense wat ingeskakel het reg oor Suid-Afrika. En ek eer U, Vader, vir U woord wat die hart kom tref. En my gebed is, Vader, dat ons vandag sal kom stil staan. En dat ons voor die spieël sal staan, die spieël van Heilige Gees. Ek bid vandag dat U die soeklig van Heilige Gees in ons lewe sal kom aansit. Dat ons duidelik sigbaar kan sien of ons lewe op die regte pad is. Vader, want U woord sê, daar's 'n weg wat vir ons reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Help ons vandag, Vader, dat ons sal lewe soos wat U wil hê ons moet lewe. Vader, kom ondersoek ons en kom kyk of ons hart op die regte plek is. Vader, dat ons nie 'n gedaante van godsaligheid sal hê nie, maar dat ons U werklik waar sal dien in gees en in waarheid. Ek bid vandag, Vader, dat U ons sal nader trek in U teenwoordigheid. Dat ons van vandag af 'n hart-tot-hart verhouding sal hê met die Skepper van hemel en aarde. Dat ons U teenwoordigheid sal ervaar en beleef. Dat ons U sal ken in die grootheid van U krag en U almag. Vader, dat ons vandag sal besef dat ons as mens is niks, maar U is alles. Vader, dat dit nie sal gaan oor ons nie, maar dat ons net weer sal terugkeer na U woord, dat ons sal terugkeer na U teenwoordigheid, en dat wanneer die druk kom en wanneer die omstandighede kom, dat ons sal gryp aan die onwankelbare hand van ons meester Yeshua, want U is ons rots, ons toevlug, ons krag en ons sterkte. Vader, ek bid vandag vir standvastigheid. Vader, ek bid vandag vir voete wat sterk is, vir bene en voete wat die reguit pad loop. Vader, ek bid dat U ons hande sal versterk, ons hart sal versterk, dat ons gedagtes gerig sal wees op die Skepper van hemel en aarde, en dat daar niks en niemand ons ooit sal wegruk uit die hand van Jahwe, ons Elohim. Dankie, Vader. Ons eer U daarvoor, in die wonderbare naam van ons meester Yeshua, en ons gees roep uit, Halleluja, halleluja. Nou mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Ek eer Abba Vader. Ek weet hierdie boodskap het 'n groot betekenis in jou lewe. Dankie vir elke like en comment, en dankie dat jy deel is van ons lewe. Mag jy geseënd wees en mag jy hierdie Shabbat verder geniet. Nou van my kant af, Rian Abri, wees geseënd tot volgende keer. Shalom.